1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Ester red haar mense. Lank gelede in die groot Persiese ryk was daar 'n pragtige jong Joodse meisie met die naam Ester. Ester was 'n weeskind wat grootgemaak is deur haar neef Mordegai. Hulle het in Susan gewoon, die hoofstad van Persië. In daardie tyd was Ahasveros die koning van Persië. Hy het oor 'n groot ryk regeer wat gestrek het van Indië tot Ethiopië. 127 provinsies altesaam. Koning Ahasveros het in 'n pragtige paleis gewoon en het baie feeste gehou. Eendag, tydens een van hierdie feeste, het die koning sy koningin Vashti geroep om voor al sy gaste te verskyn, sodat hulle haar skoonheid kon bewonder. Maar koningin Vashti het geweier om te kom. Die koning was so kwaad dat hy besluit het om 'n nuwe koningin te kies. So het die koning se amptenare deur die hele ryk gegaan om die mooiste jong meisie te soek. Hierdie meisies sou na die paleis gebring word en die koning sou een van hulle as sy nuwe koningin kies. Ester was een van die meisies wat na die paleis gebring is. Sy was so mooi dat almal van haar gehou het, veral Haggai, die man wat in beheer was van die koning se harem. Hy het vir Ester spesiale skoonheidsbehandeling en die beste kos gegee en 7 diensmeisies om haar te help. Mordegai het vir Ester gesê om nie vir enigiemand te vertel dat sy 'n Joodse meisie was nie. Elke dag het hy naby die paleis se vertrek geloop om te hoor hoe dit met Ester gaan. En na 'n jaar van voorbereiding was dit Ester se beurt om voor die koning te verskyn. Die koning was so beïndruk met Ester se skoonheid en vriendelikheid dat hy haar bo al die ander meisies gekies het. Hy het die koninklike kroon op haar kop gesit en haar sy nuwe koningin gemaak. En om dit te vier, het hy 'n groot fees gehou en geskenke aan almal gegee. Intussen het Mordegai 'n geheim ontdek. Hy het gehoor hoe 2 van die koning se wagte 'n plan maak om die koning dood te maak. Mordegai het vir Ester hiervan vertel en sy het die koning gewaarsku. Die saak is toe ondersoek en toe hulle uitvind dat dit waar is die 2 wagte daarvoor gestraf. Hierdie gebeurtenis is in die koning se amptelike dokumente opgeteken. Kort daarna het die koning 'n man met die naam Haman bevorder tot sy hoofamptenaar. Almal moes voor Haman buig wanneer hy verbygeloop het. Maar Mordegai, Ester se neefie, het geweier om dit te doen, omdat hy net voor God wou buig. Haman was woedend toe hy sien dat Mordegai nie voor hom wou buig nie. En toe hy uitvind dat Mordegai 'n Jood was, het hy besluit om nie net vir Mordegai te straf nie, maar al die Jode in die hele ryk. Hy het na die koning gegaan en hom oortuig om 'n wet uit te vaardig dat al die Jode op 'n sekere dag doodgemaak moes word. Die koning het nie geweet dat Ester 'n Jood was nie, en hy het ingestem tot Haman se plan. 'n Datum is gekies deur looitjies te trek, en die 13de dag van die 12de maand is gekies as die dag waarop al die Jode doodgemaak sou word. En toe Mordegai hoor van hierdie verskriklike plan, het hy sak en as aangetrek en hardop gehuil in die strate. Daardie dae, as hulle 'n sak en as aangetrek het, was dit teken dat hulle baie hartseer was. Al die Jode reg deur die ryk het getreur en gehuil toe hulle die nuus hoor. Ester het gehoor van Mordegai se hartseer en het 'n boodskapper gestuur om uit te vind wat verkeerd was. Mordegai het vir die boodskapper 'n afskrif van die wet gegee en gevra dat Ester dit na die koning toe vat
om vir haar mense te pleit. Maar daar was 'n probleem. Niemand, nie eens die koningin, kon na die koning toe gaan sonder om geroep te word nie. As jy dit gedoen het, kon jy doodgemaak word, tensy die koning sy goue septer na jou uitsteek as 'n teken dat jy welkom was. En Ester was nie vir 30 dae na die koning toe geroep nie. Mordegai het 'n boodskap teruggestuur. Moenie dink dat jy in die koning se paleis sal ontkom terwyl al die ander Jode sterf nie. Wie weet, miskien is jy juis vir 'n tyd soos hierdie gekies as koningin. Ester het besef dat sy 'n keuse moes maak. Sy kon stil bly en hoop om veilig te bly, of sy kon haar lewe waag om haar mense te probeer red. En sy het besluit om dapper te wees. Sy het 'n boodskap na Mordegai gestuur. Gaan versamel al die Jode in Susan en vas vir my. Moenie eet of drink vir 3 dae en 3 nagte nie. Ek en my diensmeisies sal ook vas. Dan sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. En as ek vergaan, dan vergaan ek. Na 3 dae van vas, het Ester haar mooiste koninklike klere aangetrek en na die koning se troonkamer gegaan. Sy het in die deuropening gestaan en gewag. En toe die koning haar sien, was hy nie kwaad nie. Hy was bly om haar te sien. Hy het sy goue septer na haar uitgesteek. En sy het nader gekom en die punt van die septer aangeraak. Wat wil jy hê, koningin Ester? Het die koning gevra. Selfs tot die helfte van my koninkryk sal ek vir jou gee. Maar Ester was slim. Sy het geweet dat dit nie die regte tyd was om haar versoek te maak nie. In plaas daarvan het sy gesê, as dit die koning behaag, laat die koning en Haman vandag na 'n feesmaal kom wat ek voorberei het. Die koning het ingestem en hy en Haman het na Ester se feesmaal gegaan. En tydens die feesmaal het die koning weer vir Ester gevra wat sy wou hê. Maar Ester het weer gewag en gesê, as die koning en Haman môre weer na 'n feesmaal wil kom wat ek sal voorberei, dan sal ek die koning vertel wat ek wil hê. Haman was so trots dat die koningin hom 2 keer na 'n private feesmaal genooi het. Maar toe hy by die paleis uitstap en vir Mordegai sien, wat steeds weier om voor hom te buig, was hy woedend. Sy vrou het voorgestel dat hy 'n hoë paal laat oprig en die koning vra om Mordegai daaraan op te hang. Haman het gedink dat dit 'n uitstekende idee was en het dadelik die paal laat oprig. Daardie nag kon die koning nie slaap nie. Hy het sy amptenare gevra om vir hom uit die koninklike rekords te lees. Toevallig het hulle gelees oor hoe Mordegai die koning se lewe gered het deur die komplot van die 2 wagte te ontdek. Watter eer en beloning het Mordegai hiervoor ontvang? Het die koning gevra. Niks is vir hom gedoen nie, het die amptenare geantwoord. Net toe het Haman by die paleis aangekom. Hy wou juis vir die koning vra om Mordegai op te hang. Maar voordat hy kon praat, het die koning vir hom gevra. Wat moet gedoen word vir 'n man wat die koning wil eer? Haman het gedink die koning wou hom eer. So hy het gesê, vir die man wat die koning wil eer, moet koninklike klere gebring word wat die koning self dra, en 'n perd waarop die koning self ry, met 'n koninklike kroon op sy kop. Die klere en die perd moet aan een van die koning se edelste amptenare gegee word. En hy moet die man wat die koning wil eer aantrek en hom op 'n perd deur die strate van die stad lei terwyl hy voor hom uitroep. So word gedoen aan die man wat die koning wil eer. Die koning het gedink dat dit 'n uitstekende idee was. Gaan haal gou die klere en die perd, het hy vir Haman gesê. En doen presies wat jy gesê het vir Mordegai, die Jood wat by die paleispoort sit.
Moenie 'n woord weglaat van alles wat jy voorgestel het nie. Haman was geskok. Hy moes nou die man wat hy so gehaat het, eer, maar hy kon nie weier nie, want dit was die koning se bevel. So het hy vir Mordegai in die koninklike klere aangetrek, hom op die koning se perd gesit en hom deur die strate van die stad gelei terwyl hy uitgeroep het: "So word gedoen aan die man wat die koning wil eer." Daarna het Haman huis toe gegaan, baie skaam en kwaad. Maar hy het nie tyd gehad om lank te treur nie, want dit was tyd vir Ester se tweede feesmaal. By die tweede feesmaal het die koning weer vir Ester gevra wat sy wou hê, en hierdie keer was sy gereed om te antwoord. "As ek guns gevind het in u oë, o koning," het sy gesê, "en as dit die koning behaag, gee my my lewe op my versoek en my volk op my wens, want ek en my volk is verkoop om vernietig, doodgemaak en uitgeroei te word." Die koning was geskok. Wie is hy en waar is hy wat dit in sy hart durf neem om so iets te doen, het hy gevra. Ester het direk na Haman gewys en gesê: "Die teestander en vyand is hier die bose Haman." Haman was doodbang. Die koning was so kwaad dat hy uit die kamer gestorm het. Toe hy terugkom het hy gesien dat Haman voor Ester neerval om vir sy lewe te smeek. Die koning het gedink Haman wou vir Ester aanval en het hom beveel dat Haman opgehang word aan dieselfde paal wat hy vir Mordegai voorberei het. Die koning kon nie die wet wat reeds uitgevaardig was herroep nie, maar hy het 'n nuwe wet gemaak wat die Jode toelaat om hulle self te verdedig. Toe die dag aanbreek wat vir hulle vernietiging beplan was, kon die Jode hulle self beskerm en hulle het oorwin. Mordegai het 'n belangrike amptenaar in die koning se paleis geword. Tweede, net na die koning self. Hy het hierdie dag as 'n feesdag ingestel, genoem Purim. Tot vandag toe vier Jode reg oor die wêreld die fees van Purim, om te onthou hoe koningin Ester haar lewe gewaag het om haar mense te red. Onthou dat God soms vir ons spesiale take gee om te doen, net soos hy vir Ester gegee het om te doen. Wees dapper soos Ester en wees bereid om die regte ding te doen, selfs wanneer dit moeilik is. Fluit, fluit, my storie is uit.